Goeiemôre. Ons is God se kalfvoetkinders. Vandag se boodskap kom uit Eksodus 3 vers 1 tot 6. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Papa God, baie dankie vir hierdie wonderlike sonskyndag. Dankie dat die winter hier is, dat die plante kan rus. Here, sien asseblief vandag en gaan saam met almal wat siek is en hartseer is. Hou u hand van bewaring oor die mense wat reis. Wees saam met ons vir die res van die dag. In Jesus naam, Amen. Kom ons lees uit die 1983 vertaling, wat sê, Eksodus 3 vers 1 tot 6. God openbaar hom aan Moses. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, 'n priester in Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep in die woestyn gejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom, in 'n vlam binne-in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Net tot hier. God het vir Moses gesê om sy skoene uit te trek. Toe Moses naby hierdie vreemde brandende bos gekom het. Die rede? Vers 5 sê, die Here het toe vir hom gesê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond. God se gees was die rede vir die bos wat brand. Daarom was die grond heilig, want God was daar. Ek dink Moses het hom yskoud geskrik, toe hierdie vreemde brandende bos gaan kyk, en skielik praat iemand met hom. Dit is nie 'n vreemdeling wat hom geroep het nie. Nee, hierdie persoon het hom op sy naam geroep. Die brandende bos het nie gesê, hy jy, of verskoon my, wat is jou naam nie? Die stem het geroep, Moses, Moses. Nie net ken die stem hom nie, nou moet Moses nog sy skoene ook uittrek. Sy voete gaan seer kry in hierdie warm woestynsand. Maar Moses gehoorsaam die stem, want hy weet, wat nou hier gebeur is iets wonderliks. In die tyd van Moses het God op verskillende maniere met mense gepraat. Partykeer in 'n droom, partykeer het hy boodskappers gestuur wat as gaste by die mense aangekom het. Maar Moses kry 'n brandende bos. Want waar God is dit heilig. Daarom moes hy sy skoene uittrek. Selfs toe 'n tempel gebou het in Jerusalem, was daar 'n gedeelte wat afgeskort is, net vir sekere priesters, wat hulle die allerheiligste genoem het. Want dit is waar God gewoon het. Want Jesus het gekom en alles verander. Na sy dood en opstanding het hy opgevaar terug hemel toe. Maar hy het ons nie alleen gelos nie. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur, om in ons harte te kom woon. Nou is God nie net in die allerheiligste nie. Hy is binne in ons. Immanuel, God met ons. So trek jou skoene uit, omdat waar jy staan, is heilige grond. As dit nie so koud was nie, het ek gesê, kom ons trek almal ons skoene uit. Van die heilige grond waarop ons loop, is wanneer daar 2 of meer van ons by mekaar kom, soos dit in Matteus 18 vers 20 staan. Jesus sê, want waar 2 of meer in my naam is, daar is ek by julle. Ons is dus God se kalfvoetkinders, wanneer ons by die kerk, of sommer net oralste by mekaar kom, om hom te loof en prys. Want daar, beloof hy, is hy saam met ons. So staan vas,
want jy staan op heilige grond. Amen.